Deel 5, Galasiërs. Het Paulus die Torah afgeskaf of wettisisme aangespreek? Galasiërs is waarskynlik een van die belangrikste boeke in die hele debat rondom Paulus. Vir baie tradisionele Christene is Galasiërs die bewys dat die Torah of wet afgeskaf is. Vir baie anti-Paulus leraars in die Israel waarheidsbeweging is Galasiërs weer die bewys dat Paulus hom teen Moses en die Torah verset het. Die twee groepe bereik teenoorgestelde gevolgtrekkings oor Paulus, maar begin dikwels by dieselfde aanname, naamlik, Paulus argumenteer in Galasiërs teen die Torah. Maar is dit werklik wat die brief sê? Of het Paulus 'n heel ander probleem aangespreek? Om Galasiërs behoorlik te verstaan, moet ons nie enkele verse uit die brief isoleer soos wat baie mense doen nie. Ons moet eers vasstel, waarom is die brief geskryf? Wie het die gemeentes beïnvloed? Wat het hulle verkondig? Waarom speel besnydenis so 'n groot rol? Wat bedoel Paulus met werke van die wet? Wat beteken onder die wet? Wat is die vloek van die wet? En waarom reageer Paulus so buitengewoon sterk? Wanneer hierdie vrae binne die historiese en skriftuurlike konteks ondersoek word, begin 'n ander prentjie na vore kom. Die krisis in Galasië. Paulus mors feitelik geen tyd voordat hy by die probleem uitkom nie. Galasiërs 1 vers 6 tot 7 verklaar, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Messias geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie. Iets ernstigs het in die gemeentes van Galasië gebeur. Mense het daar aangekom en die gelowiges begin beïnvloed met 'n boodskap wat Paulus as 'n verdraaiing van die evangelie beskou het. Maar wat was hierdie ander evangelie? Paulus verduidelik dit verder deur die brief. Die kwessie van besnydenis kom herhaaldelik na vore. Ons lees in Galasiërs 2 vers 3 tot 5. Maar selfs is Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is, en dit vanweë die ingesmokkelde valse broers, wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in die Messias Yeshua het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring, aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. Maar van die wat in aansien was, wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie. Elohim neem die persoon van die mens nie aan nie. Hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgelê nie. Galasiërs 5 vers 2 tot 6. Kyk, ek Shaul of Paulus, sê vir julle dat as julle heel laat besny, die Messias vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet of Torah te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van die Messias. Julle het van die guns verval. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in die Messias Yeshua het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Galasiërs 5 vers 11. Maar ek, broers, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die folterpaal vernietig. En Galasiërs 6 vers 12 tot 13. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, hulle dwing julle om julle te laat besny,
net om nie ter wille van die folterpaal van die Messias vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Dit is dus nie 'n toevallige onderwerp nie. Dit staan in die hart van die konflik. Handelinge 15 gee ons die historiese agtergrond. Een van die belangrikste tekste om Galasiërs te verstaan, is Handelinge hoofstuk 15. Daar lees ons in vers 1, en sekere persone wat van Judea afgekom het die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Let baie noukeurig op die bewering. Hulle sê nie bloot besnydenis bestaan in die Torah nie. Die bewering is, as julle nie besny word nie, kan julle nie gered word nie. Dit, medebroers en susters, medevolksgenote, verander die hele aard van die debat. Die vraag was nie bloot, moet 'n gelowige gehoorsaam wees aan Elohim nie? Die vraag was, op watter grondslag word 'n mens gered en as deel van Elohim se verbondsvolk aanvaar? Hierdie onderskeid is noodsaaklik. Was die probleem die Torah of 'n verkeerde gebruik daarvan? Ons moet hier baie presies wees. Indien iemand sê, jy moet hierdie daad verrig om geregverdig te word, beteken Paulus se verwerping daarvan nie noodwendig dat die daad self boos is nie. Die vraag is, waarvoor daardie daad gebruik word. Dit is presies waarom besnydenis so 'n belangrike toetsgeval word. Paulus was self besny. Timoteus was op Paulus se inisiatief besny. Paulus kon dus nie konsekwent geleer het dat die fisiese daad van besnydenis op sigself sonde was nie. Die probleem ontstaan wanneer besnydenis 'n voorwaarde vir regverdigmaking, redding of aanvaarding gemaak word. Titus, die toetsgeval. Paulus bring 'n belangrike gebeurtenis uit sy eie geskiedenis ter sprake. Galasiërs 2 vers 3 verklaar, maar selfs Titus wat by my was, is nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek was. Waarom is hierdie detail belangrik? Omdat Titus 'n lewende toetsgeval geword het. Paulus verbind die saak met mense wat druk op die gelowiges uitgeoefen het, en sê dat hy nie aan hulle toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle sou bly. Dit wys hoe ernstig Paulus die saak beskou het. Titus moes nie besny word om aanvaar te word, asof Messias se werk onvoldoende was, totdat 'n menslike of rituele vereiste daarby gevoeg is nie. Maar waarom het Paulus Timoteus laat besny? Hier kom 'n belangrike probleem vir die bewering dat Paulus eenvoudig teen besnydenis was. Net een hoofstuk na die Jerusalem vergadering lees ons in Handelinge 16 vers 3, Paulus wou hê dat hy saam met hom sou vertrek, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Judeërs wat in daardie streke was. Vergelyk die twee. Titus nie besny nie, Timoteus wel besny. Is Paulus inkonsekwent? Slegs indien ons aanvaar dat Paulus die fisiese daad self veroordeel het, maar die konteks wys iets anders. By Titus was besnydenis deel van 'n dwangvraag wat die waarheid van die evangelie geraak het. By Timoteus was dit 'n praktiese sendingbesluit ter wille van die Judeërs onder wie hulle sou werk. Dieselfde handeling kon dus 'n heel ander betekenis hê, afhangende van waarom dit gedoen was. Paulus se probleem was nie bloot besnydenis is verkeerd nie. Sy probleem was,
Besnydenis kan jou nie regverdig of red nie. Vir meer inligting rakende die besnydenis, gaan sien gerus ons video oor die besnydenis wat beskikbaar is op YouTube. Ons gaan voort. Werke van die wet. Nou kom ons by een van die bekendste frases in Galasiërs. Galasiërs 2 vers 16. Dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar deur die geloof in Yeshua die Messias. Hierdie teks word dikwels gelees asof Paulus sê die Torah is verkeerd. Maar dit is nie wat die teks sê nie. Die sleutelwoord is geregverdig. Paulus bespreek die grondslag waarop 'n sondaar regverdig verklaar word. Die Torah kan sonde identifiseer. Die Torah kan Elohim se standaard bekend maak. Maar 'n mens se vorige sonde word nie uitgewis omdat hy nou op sy eie gehoorsaamheid staat maak nie. Paulus se argument is dus nie noodwendig Torah teenoor geloof nie. Die argument is regverdigmaking deur menslike prestasie teenoor regverdigmaking deur geloof. Dit is 'n fundamentele onderskeid. Waarom Abraham? Paulus draai vervolgens na Abraham. Galasiërs 3 vers 6 verklaar, net soos Abraham in Elohim geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Waarom Abraham? Omdat Abraham 'n besonder kragtige voorbeeld is. Abraham is geregverdig voor Sinai, voor die Levitiese priesterskap en selfs voor sy besnydenis. Paulus se argument stem hier ooreen met Genesis 15 vers 6. Abraham het Elohim geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Dit beteken egter nie dat Abraham daarna wetteloos geleef het nie. Inteendeel, ons lees in Genesis 26 vers 5, omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Die Hebreëse woord vir wette hier is H8451, Torah. Abraham het Torah onderhou, Yahweh se Torah. Geloof en gehoorsaamheid word dus nie noodwendig teen mekaar gestel nie. Die vraag is eerder, wat is die grondslag van regverdigmaking? Abraham se voorbeeld antwoord, geloof. Gehoorsaamheid volg daarop. Die vloek van die wet. Een van die sterkste tekste wat gebruik word om te beweer dat Paulus die Torah veroordeel het, is Galasiërs 3 vers 13, wat verklaar, Messias het ons losgekoop van die vloek van die wet. Maar let op wat Paulus nie sê nie. Hy sê nie, Messias het ons van die wet losgekoop nie. Hy sê, Messias het ons van die vloek van die wet losgekoop. Wat is hier die vloek? Paulus het kort tevore Deuteronomium aangehaal. Galasiërs 3 vers 10 haal Deuteronomium 27 vers 26 aan en ek quoteer. Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Die vloek kom dus nie omdat iemand die Torah gehoorsaam nie. Die vloek kom weens ongehoorsaamheid. Die Torah self maak dieselfde onderskeid. Deuteronomium hoofstuk 28 beskryf seëninge vir gehoorsaamheid en die vloek vir ongehoorsaamheid. Die Torah kan dus nie eenvoudig met die vloek geïdentifiseer word nie. Die vloek is die oordeel wat op oortreding volg. Yeshua, die Messias, verlos die sondaar van die veroordeling wat sy sonde of wetsoortreding verdien. Dit is iets heel anders as om te sê dat die Messias Majesteit Yahweh se standaard van reg en verkeerd vernietig het.
Laasgenoemde is wat in die hoofstroom Christendom verkondig word, naamlik 'n Messias wat gekom het om mense van Majesteit Jahwe se wet te bevry, maar dit is eenvoudig nie waar nie. Het Paulus geglo die Torah is boos? Hier moet Galasiërs saam met Paulus se ander uitsprake gelees word. Romeine 7 vers 12. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Romeine 7 vers 14. Want ons weet dat die wet geestelik is. Romeine 3 vers 31. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? 'n verwerplike gedagte. Inteendeel, ons bevestig die wet. Hierdie uitsprake is moeilik versoenbaar met die bewering dat Paulus die Torah as 'n bose stelsel beskou het, waarvan gelowiges bevry moes word. Paulus onderskei tussen die Torah en die sondaar se veroordeling onder die Torah. Daardie onderskeid moet deurgaans gehandhaaf word. Onder die wet. Nog 'n belangrike uitdrukking is onder die wet. Hierdie frase moet nie outomaties gelykgestel word aan gehoorsaam aan Elohim se gebooie nie. Paulus skryf byvoorbeeld in Galasiërs 5 vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Net daarna beskryf hy die werke van die vlees in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van Elohim nie sal beerwe nie. Maar waaruit weet ons dat hierdie dinge verkeerd is? Die morele raamwerk kom nie uit 'n wettelose vakuum nie. Dit is diep gewortel in Elohim se openbaring. Om deur die afgesonderde Gees gelei te word, beteken dus nie dat sonde skielik aanvaarbaar word nie. Inteendeel, die afgesonderde Gees lei die mens weg van die werke van die vlees. Die vrug van die Gees. Paulus gaan voort in Galasiërs 5 vers 22 tot 23, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die Torah nie. Let op die kontras. Paulus stel nie gees teenoor gehoorsaamheid nie. Hy stel gees teenoor vlees. Dit is 'n belangrike verskil. Die mens wat deur die vlees beheer word, produseer sonde. Die mens wat deur die afgesonderde Gees gelei word, produseer vrug wat met Elohim se karakter en wil ooreenstem. Die nuwe verbond, Torah in die hart. Hierdie beginsel is reeds deur die profete aangekondig. Ons lees in Jeremia 31 vers 33. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart. Die nuwe verbond word dus nie beskryf as ek sal my Torah vernietig nie. Dit word beskryf as ek sal my Torah in hulle binneste plaas. Dit is 'n beweging van buite na binne. Die probleem was nooit dat Elohim se wil boos was nie. Die probleem was die sondige menslike hart. Daarom moet die hart verander word deur ware, opregte bekering. Wat beteken Galasiërs 5 vers 2 tot 4?
Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 2, Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle heel laat besny, Messias vir julle tot geen nut sal wees nie. Wanneer hierdie vers alleen gelees word, klink dit asof Paulus enige besnydenis verbied, maar 2 verse later verduidelik hy die probleem in Galasiërs 5 vers 4. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Messias. Daar is weer ons sleutelbegrip, geregverdig. Die probleem is nie bloot die fisiese handeling nie. Ons weet dit reeds uit Timoteus. Die probleem is om op daardie handeling staat te maak as grondslag van regverdigmaking. Daarom sê Paulus ook in Galasiërs 5 vers 6, want in die Messias Yeshua het nog besnydenis, nog onbesnedenheid enige krag, maar geloof wat deur liefde werk. Nie dooie geloof nie, nie wetteloosheid nie, maar geloof wat deur liefde werk. Wat is die juk van slawerny? Galasiërs 5 vers 1 verklaar, staan dan vas in die vryheid waarmee Messias ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder 'n juk van slawerny bring nie. Hierdie teks word dikwels gebruik om die Torah self die juk van slawerny te noem, maar die onmiddellike konteks handel oor mense wat besnydenis aanvaar binne 'n stelsel waarin hulle daarop vertrou vir regverdigmaking. Daar is ook 'n belangrike skriftuurlike probleem met die gedagte dat gehoorsaamheid aan Elohim per definisie slawerny is. Psalm 119 vers 44 tot 45 verbind gehoorsaamheid juis met vryheid. Ek haal aan, dan wil ek u wet altyd deur onderhou, vir ewig en altyd, en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele. Die skriftuurlike begrip van vryheid is dus nie bloot vryheid om sonder Elohim se gebooie te leef nie. Dit is bevryding van sonde, veroordeling en die heerskappy van die vlees, sodat die mens Elohim kan dien. Die allegorie van Hagar en Sara. Galasiërs 4 vers 21 tot 31 is nog 'n gedeelte wat maklik verkeerd verstaan word deur die anti-Paulus kritici. Paulus gebruik Hagar en Sara as 'n allegorie. Hagar verteenwoordig slawerny. Sara verteenwoordig die belofte en vryheid. Maar Paulus se punt kan nie eenvoudig wees, Sinai is gelyk aan boos, is gelyk aan Torah, is gelyk aan slawerny nie. Die groter argument van Galasiërs handel oor die poging om die belofte deur die vlees te verkry. Abraham en Sara het Elohim se belofte ontvang, maar die geboorte van Ismael verteenwoordig die menslike poging om die beloofde uitkoms deur vleeslike middele te bewerkstellig. Isak daarenteen was die kind van die belofte. Paulus se kontras gaan dus diep. Menslike poging teenoor Elohim se belofte. Dit is waarom hy die allegorie van Hagar en Sara gebruik. Die mens kan nie deur sy eie prestasie produseer wat slegs Elohim deur sy belofte en genade kan gee nie. Wat van die middelmuur van skeiding? Die uitdrukking middelmuur van skeiding kom nie in Galasiërs voor nie, maar in Efesiërs 2 vers 14. Dit word egter dikwels by dieselfde debat betrek. Paulus bespreek daar die vervreemding tussen die Adamiese nasies en die verbondsvolk, en hoe Messias die vyandskap afbreek en mense tot een liggaam versoen. Dit moet versigtig onderskei word van die bewering, naamlik Elohim se morele standaard is afgeskaf.
Paulus se fokus is versoening en toegang tot Elohim, nie die instelling van wetteloosheid nie. Trouwens, net 'n paar verse later beskryf hy gelowiges as medeburgers van die afgesonderdes en huisgenote van Elohim. Die boodskap is insluiting en versoening, nie 'n nuwe volk wat van Elohim se wil losgemaak is nie. Paulus gebruik die Torah om sy argument te bewys. Daar is 'n eenvoudige maar belangrike waarneming. Indien Paulus probeer bewys het dat die Torah geen gesag of waarde meer het nie, waarom beroep hy hom voortdurend daarop? In Galasiërs gebruik hy Abraham, Sarah, Hagar, Ismael, Isak, Sinai, Deuteronomium, die beloftes, die verbond en die Torah self. Hy argument nie bloot teen die skrifte nie, hy argumenteer uit die skrifte. Dit is 'n belangrike onderskeid. Gehoorsaamheid bly belangrik. Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 13, dien mekaar deur die liefde, en Galasiërs 5 vers 14, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is 'n direkte beroep op Levitikus 19 vers 18. Paulus gebruik dus die Torah om die gedrag van gelowiges te definieer. Hy waarsku ook in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie. Elohim laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. In Galasiërs 6 vers 8, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Dit is nie die taal van iemand wat sê gedrag maak nie saak nie. Genade skakel gehoorsaamheid nie uit nie. Genade plaas gehoorsaamheid op sy regte plek. Ek herhaal dit weer. Genade skakel gehoorsaamheid nie uit nie. Genade plaas gehoorsaamheid op sy regte plek. Geloof en gehoorsaamheid is nie vyande nie. Een van die grootste foute wat in die debat gemaak word, is om slegs twee moontlikhede te sien, of geloof, of gehoorsaamheid. Maar die skrif kan ook 'n derde verhouding beskryf, naamlik, geloof wat gehoorsaamheid voortbring. Paulus self praat in Romeine 1 vers 5 van geloofsgehoorsaamheid, en in Galasiërs 5 vers 6 van geloof wat deur liefde werk. Die volgorde is belangrik. Ons gehoorsaam nie om Elohim te dwing om ons te red nie. Ons gehoorsaam omdat ons hom glo, liefhet en aan hom behoort. Gehoorsaamheid is dus nie die prys waarmee redding gekoop word nie, dit is die vrug van ware geloof. Die groot misverstand van Galasiërs. Ons kan nou die sentrale probleem duideliker formuleer. Galasiërs word dikwels voorgestel as Torah teenoor genade, maar Paulus se argument handel eerder oor regverdigmaking deur menslike prestasie teenoor regverdigmaking deur geloof in die Messias Yeshua. Dit is nie dieselfde debat nie. Paulus se argument is nie dat Elohim se definisie van sonde vernietig is nie. Sy argument is dat 'n sondaar nie homself deur sy eie werke kan regverdig nie. Die anti-Paulus beskuldiging. Die anti-Paulus argument lui dikwels ongeveer iets soos volg. Moses leer gehoorsaamheid aan die Torah. Paulus leer dat ons nie onder die wet is nie. Daarom het Paulus Moses teëgestaan. Maar hierdie redenasie neem Paulus se frases uit hulle argumentatiewe konteks.
Dieselfde Paulus skryf in Romeine 3 vers 31, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof, 'n verwerplike gedagte. Inteendeel, ons bevestig die wet. Romeine 7 vers 12, die wet is afgesonder. Romeine 7 vers 14, die wet is geestelik. En 1 Korintiërs 7 vers 19, die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van Elohim. Indien Paulus 'n vyand van die Torah was, moet hierdie uitsprake verduidelik word. Ons kan nie slegs Galasiërs 5 vers 2 aanhaal en 1 Korintiërs 7 vers 19 ignoreer nie. Ons moet die hele getuienis oorweeg. 'n belangrike waarskuwing teen twee uiterstes. Galasiërs word aan beide kante van die debat misbruik. Aan die een kant word gesê, Paulus het die Torah afgeskaf, daarom hoef gehoorsaamheid nie meer ernstig opgeneem te word nie. Aan die ander kant word gesê, Paulus het die Torah afgeskaf, daarom is Paulus 'n valse apostel. Albei begin by dieselfde uitgangspunt, maar indien die uitgangspunt verkeerd is, val albei gevolgtrekkings. Die derde moontlikheid moet ernstig oorweeg word. Paulus het nie die Torah aangeval nie. Hy het 'n verkeerde gebruik van Torah, besnydenis en menslike prestasie as grondslag vir regverdigmaking en uitsluiting teëgestaan. Dit verklaar waarom Paulus tegelykertyd regverdigmaking deur geloof verkondig, besnydenis as reddingsvoorwaarde verwerp, Timoteus laat besny, die Torah afgesonder en geestelik noem, liefde vanuit die Torah definieer en gelowiges oproep tot 'n lewe wat die werke van die vlees verwerp. Die sleutelvraag van Galasiërs. Wanneer Paulus in Galasiërs 2 vers 16 skryf, die mens word nie geregverdig uit die werke van die wet nie, moet ons vra, bedoel Paulus Elohim se wet is verkeerd? Of bedoel hy, Elohim se wet was nooit bedoel om 'n sondaar deur sy eie prestasie te laat verdien wat Elohim uit genade gee nie? Daardie onderskeid medebroers en susters, medevolksgenote, verander hoe die hele brief van Galasiërs gelees word. Samevatting van deel 5. Wat Galasiërs nie leer nie. Dit leer nie die Torah is boos nie. Dit leer nie die Torah is die vloek nie. Dit leer nie gehoorsaamheid is verkeerd nie. Dit leer nie Elohim se gebooie is irrelevant nie. Dit leer nie sonde maak nie meer saak nie. En dit leer nie geloof gee die mens toestemming om wetteloos te leef nie. Wat Galasiërs wel leer, is regverdigmaking kan nie deur menslike prestasie verdien word nie. Redding is afhanklik van Elohim se genade. Geloof staan aan die grondslag van regverdigmaking. Besnydenis kan niemand red nie. Messias verlos die sondaar van die vloek wat op oortreding van die wet volg. Die Gees lei die mens weg van die werke van die vlees. Ware geloof werk deur liefde en gehoorsaamheid is die vrug van geloof, nie die koopprys van redding nie. Slotgedagte. Galasiërs is nie 'n eenvoudige aanval op Moses nie. Dit is 'n verdediging van die evangelie teen die gedagte dat mense deur menslike prestasie, besnydenis of werke van die wet kan verkry wat Elohim deur geloof en genade gee. Wanneer Paulus se woorde van hulle konteks losgemaak word, kan dit klink asof hy die Torah aanval. Maar wanneer Galasiërs saam met Handelinge, die Torah en Paulus se ander uitsprake gelees word,
ontstaan 'n veel meer samehangende prentjie, naamlik Paulus se stryd was nie teen gehoorsaamheid aan Elohim nie. Sy stryd was teen die gebruik van gehoorsaamheid as 'n plaasvervanger vir die reddende werk van Yeshua die Messias. Daarom hoef ons nie tussen Moses en Paulus te kies nie. Die werklike vraag is of ons Paulus lees binne die skriftuurlike raamwerk waarin hy self sy argument gevoer het. En juis hier word die volgende deel van ons ondersoek besonder belangrik. Vooruitskouing na deel 6. Handelinge 21. Het Jakobus Paulus ontmasker of verdedig? In deel 6 kom ons by een van die merkwaardigste gebeurtenisse in die hele anti-Paulus debat. Paulus kom terug in Jerusalem. Duisende Judeese gelowiges is daar, mense wat in Yeshua glo en terselfdertyd ywerig vir die Torah is. Dan word Paulus gekonfronteer met 'n ernstige gerug. Hy sou Judeërs onder die nasies leer om Moses te verlaat. Wat doen Jakobus? Veroordeel hy Paulus? Ontmasker hy hom as 'n valse apostel? Of stel hy 'n openbare demonstrasie voor, waardeur almal kan sien wat Paulus werklik glo? Ons sal onder andere ondersoek, wat presies was die beskuldiging teen Paulus? Waarom sê Jakobus dat daar gerugte oor Paulus versprei is? Wie was die duisende Torah-ywerige gelowiges? Waarom stem Paulus in om saam met 4 manne 'n reinigingsproses te ondergaan? Waarom betaal hy hulle uitgawes? Waarom gaan Paulus self na die tempel? Wat beteken Jakobus se woorde dat almal sou weet dat daar niks is aan die dinge wat oor Paulus vertel is nie? En waarom is Handelinge hoofstuk 21 so belangrik vir die moderne beskuldiging dat Paulus Judeërs geleer het om Moses te verlaat? Die aanklag in Handelinge 21 klink merkwaardig bekend. Dit is feitelik dieselfde aanklag wat vandag weer teen Paulus ingebring word. Daarom moet ons baie noukeurig kyk na hoe Jakobus die ouderlinge in Jerusalem en Paulus self daarop gereageer het. Hier is weer 'n opsomming vir u gerief, sodat u kan sien wat ons tot dusver in hierdie reeks behandel het, en ek wil graag voorstel dat u nie een video apart van die ander een of buite kronologiese volgorde kyk nie, sodat u die hele prentjie duidelik kan verstaan, want die een video bou op die ander een. Baie dankie vir u ondersteuning en vir die saamkyk. Versprei dit asseblief gerus met vrymoedigheid aan medevolksgenote daar buite. Geseënde dag vir elkeen. Selah.